Kom ons skriflesing vanaand is 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Ons gaan van vers 6 af lees tot vers 12. Vers 13. Nou, die hele boek van Johannes, of die brief van Johannes, is juist geskryf vir Christene, wat glo, om hulle geloof te versterk, en dit is vanaand ons hoop ook, om net ons geloof te versterk, en dit vast te maak, dat Jesus die Seun van God is, want dis waar het gaan. Daar was mense gewees in daai tyd, wat gesê het, maar weet, Jesus was nie die Seun van God nie, hy was net 'n gedeelte van sy lewe, Seun van God, en as jy dit sê, dat hy byvoorbeeld sy goddelikheid verloor het, net voordat hy gesterf het, dan beteken dit, hy het nie as volmaakte verlosser gesterf nie, en dit maak 'n groot impak op ons geloof, as ons dit sê. Maar kom ons kyk wat sê 1 Johannes 5 vers 6 tot vers 13. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Dis 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En die 3 se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis. Hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leienaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun van God het, of wie die Seun het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Vers 11-12 sê, en die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun van God het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. As jy dink, jy gaan op 'n Vrydag tussen 12 en 1 gou by 'n materiaalwinkel inop om gou 'n stukkie lap te koop, gaan jy voor 'n toedeur te staan kom. Ek dink meeste van ons het dit al oorgekom. Dit my so 'n paar weke terug oorgekom. Maar mense vergeet, dat die Islam vir moslems gesamentlik bid Vrydag 12 uur. Verlede naweek was ons by Slanghoek en ek en Christian het bal geskop en op 'n tyd skop ons die bal daar na ander kampers toe. En toe ek die bal optel toe, voor die tent is daar 'n man, Oosterse man, op 'n maatjie, besig om te bid. Ons sien dit gereeld, As jy in Kaapstad kom, dan sal jy seker tyd van die dag snaakse taal deur luidsprekers hoor. Of jy sal op die nuus hoor van ISIS en Boko Haram, wat geweldige groot impak maak in hierdie, veral in Afrika, met vervolging van veral Christene. Wie en wat is die Islam geloof? Ons gaan 'n bietjie daarna kyk vanaand. Ons gaan eerstens kyk net wat jy behoort te weet, hulle glo, en dan gaan ons op 'n kortliks verwys op 'n oppervlakkige manier waar ons ooreenstem, en dan gaan ons kyk op 'n fundamentele vlak waar ons verskil. En ons gaan na een van daai verskille vanaand op fokus. Daar's baie, en jy gaan dit hoor vanaand, maar ons gaan op een van hulle fokus, en dit is Jesus die Seun van God? Kom ons spring weg en dan gaan ons aan en kyk eerstens na wie of wat is die Islam geloof. Nou, Islam beteken onderwerping aan die wil van Allah. En 'n moslim is iemand wat homself dan nou so onderwerp. En die belangrikste wat jy moet weet van die moslim geloof, ek gaan net 'n paar vir jou wys, is die volgende. Daar's geen ander God as Allah nie en Mohammed is sy profeet. Elke persoon, elke moslim gelowige het 'n engel, 2 engele, een wat boekhou van dit wat jy goed doen, en een wat boekhou van dit wat jy nie goed doen nie, of wat jy sleg doen. Van die belangrikste profete wat hulle het, is Adam, Noag, Abraham, Moses, Dawid, Salomo, Jona, Johannes die Doper, en natuurlik Jesus. En die Koran, wat hulle geskrifte is, hulle heilige geskrifte, sê baie duidelik, dat Jesus is net 'n profeet. Allah dikteer sy wil deur die engel Gabriel aan Mohammed. Hy het die geskrifte neergeskryf, en dan wat
Hulle geskrifte beteken, of wat hulle het, is hulle die Koran, dan die wet van Moses, psalms van Dawid, en die evangelies van Jesus. Maar wat hulle sê is, alle geskrifte, behalwe die Koran, het korrupsie ondergaan, onder Christelike of Joodse hande dan nou. En dis hoekom die Koran dan die enigste heiligste geskrif is wat hulle dan nou volg. En die res gebruik hulle dan maar net in aansluiting tot hulle geloof. Alles gebeur volgens 'n vooraf bepaalde wil van Allah, en dan oordeel vind plaas, nee. En dis nogal interessant. Dit hang af wat in jou boekie staan, nee. Die engele wat jy het, as daar 'n positiewe balans is, dat jy meer goed gedoen het as sleg, dan gaan jy hemel toe, of paradys toe wat hulle noem, en as dit nou minder goed was, of as jy nie aan die wette van Allah gehoorsaam het nie, dan gaan jy dan hel toe. Nou van hierdie wette, die 5 belangrikste, as jy seker al gehoor daarvan, is die 5 pilare van Islam. Ek sê vinnig vir jou wat dit is. Eerste ene is die Shahada, wat sê, dit is 'n creed, kom ons maar sê. Daar is net een God, dis Allah, en sy profeet is Mohammed. Die Salat is die tweede ene, wat sê 3 of 5 maal 'n dag moet jy bid in die rigting van Mekka, en dan Vrydag 12 uur is daar gemeenskaplike gebed, wat almal dan saam bid. En jy moet hierdie goed baie streng onderhou. Die Sawam, of Sawm, is 'n algehele daglig ure vas gedurende Ramadan. Zakat is is waar jy almoes gee, of 2.5% van jou inkomste vir armes en behoeftige mense. En dan die laaste ene is die Hajj. As jy kan, as gesondheid dit toelaat, en finansies dit toelaat, dat jy een keer in jou lewe 'n pelgrimstog na Mekka onderneem, waar die swart rots, die Kaaba geleë is. Dis die plek van die verering van Allah. En dan sommige islamgroepe, daar's 3 islamgroepe, verwys ook na 'n 6de pilaar, wat hulle noem die jihad. En dit is die uitdra van die boodskap deur geweld of deur oorreding. Goed, kom ons stop eers daar. So daar's geweldige baie, as jy gaan kyk na wat ek nou genoem het, is daar geweldig baie ooreenkomste tussen ons en hulle. Van hierdie ooreenkomste is die feit dat ons een God aanbid, nee, 'n monoteïstiese God. Die Jode doen dit ook. Van ons geskrifte stem ooreen. Jy het dit gesien toe ek dit vir jou gewys het. Ons almal het 'n hart wat bloei vir armes en vir behoeftiges, weduwees ensovoorts, nee. Albei van hulle, of albei van ons gelowe, glo in die maaglike geboorte. Albei glo in die hemel of 'n hel, of hulle noem dit nou 'n paradys, nee. En albei glo dat Jesus as profeet, ons glo as verlosser en hulle as profeet gaan terugkom. Maar as jy bietjie dieper ingaan, dis nou op die oppervlak, dis daai punt van die ysberg, maar as jy bietjie dieper begin ingaan en jy gaan kyk na fundamentele verskille, dan maak elke geloof, of jy nou 'n moslim is of 'n Christen is, maak aanspraak op die waarheid. En hierdie waarheid waarop ons aanspraak maak, staan teenoor mekaar. Byvoorbeeld, moslim sal sê, daar's net een God en hy's alleen. Hy het nie nog partners nie. Christendom sê God is drie-enig. Een God en 3 wese. Een wese en 3 persone. Maar ons het hierdie dinge aangeraak in vorige preke in hierdie jaar. Christene sal sê Jesus is die seun van God. Nee, hy is die tweede in die 3-eenheid. Moslems sê hy's 'n baie groot profeet en hulle is lief vir hom en hulle herken hom as 'n profeet. Christene sê die lewe lê daarin dat jy vir Jesus Christus as seun van God ken en hom glo. Nee, dan jy die lewe. Moslems sê, ek wil net vir jou aanhaal, so 1 Johannes 5 vers 11, hy wat die seun het die lewe. Nee, ons maak aanspraak op 'n waarheid hierso, nee. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. En moslems aan die ander kant sê, om te glo dat Jesus die seun van God is 'n onvergeeflike sonde, want God kan nie nog 'n partner hê nie. Nee, hy het nie 'n vrou gehad nie, dis onmoontlik om hom te sien dat hy 'n seun kan hê. En een van hulle geskrifte, Surah 4.48 sê, surely Allah will not pardon that partners be set up with him, but besides that he pardons whom he pleases. And whoever associates with Allah, he then surely has forged a tremendous sin. Gemeente, dis hierdie saak op die feit en die siening van die seun van God en dat die lewe in hom is of dan nou nie in hom is nie, wat ons uitmekaar uitdryf. Ons albei wil die wêreld hê of getuig dat jy onder
God of Allah moet wees, of Jesus is die seun van God, of jy kan gehoorsaam wees, of jy kan die ewige lewe kry deur hierdie wette, dan die 5 pilare te gehoorsaam. So, dit is hoekom ons al vir seker 14, 15 eeue in oorlog is met mekaar, en 'n seker oorlog wat net nooit gaan ophou nie. Nou, weer eens, luister mooi, daar's baie verskille. Hierdie boek al heel wat verskille aan, dis 'n paar hoofstukke wat hy skryf daaroor ook, maar een is die drie-enige God, dat Jesus die seun van God is, en dan hierdie hele idee van waarin ons verlossing lê. So dit, wat vir 'n Christen 'n deur is hemel toe, op dieselfde manier, selfde tyd en plek, is dit 'n deur vir 'n moslem hel toe. Ja, as jy kyk wat hier so gesê word, nee, dan maak dit toch vir ons baie sin. So, is Jesus die seun van God, nee? Wat vir Christene die een deur is na die hemel, is vir moslems 'n deur na verlore wees. En kom ons kyk vanaand na 4 dinge uit 1 Johannes 5. Ons gaan kyk dat daar is oorgenoeg getuienisse dat Jesus die seun van God is. Ons gaan kyk dat daai getuienisse het gevolge en jy het hom nodig. Ons gaan kyk waar jy hom kan kry en ons gaan kyk hoe getuig ek dan teenoor moslems, prakties 'n paar dinge. Kom ons gaan kyk hierna. En dis regtig my gebed vanaand dat jy nou die kennis of bietjie van die kennis het van wat Islam geloof is, maar dat vanaand uit 1 Johannes 5 dat jou geloof gemotiveer word, dat jy 'n hoop sal kry en dat as jy getwyfel het of Jesus die seun van God is, dat dit vanaand soveel vaster vir jou 'n fundament sal wees waarop jy kan staan en waaroor jy sal kan getuig. Goed. In Johannes 5, ons gaan daarop uitkom nou. Johannes skryf vir gelowiges wat baie gekonfronteer is met dwaalleer, soos ek genoem het, wat sê dat Jesus was nie die seun van God nie, of net 'n gedeelte van sy lewe was hy seun van God. En dan wys Johannes vir ons hierso 'n hele paar getuienisse. En ons gaan vanaand hierdie woord baie gebruik, want hierdie woord kom nie minder nie as 9 keer voor in hierdie 6, 7 verse wat ons gelees het. Nou, om te getuig, 'n definisie daarvan, beteken, 'n getuienis is om informasie te gee van 'n persoon of 'n gebeurtenis waarvan die getuie direkte kennis het. So vanaand gaan ons kyk na 6 getuies of getuienisse van mense of God dan wat getuig en sê maar Jesus is die seun van God. Nee, uit die skrif uit gaan ons dit vir mekaar wys vanaand sodat ons geloof sterker kan word vanaand en sodat ons kan weet maar ons het die waarheid weet. Maar ons as mense het mense se getuienisse nodig, nee, dink aan hofsaake vandag. As ons dit nie het nie, het ons 'n groot probleem, nee, dit maak geregtigheid, justice, amper onmoontlik. So mense se getuienisse tel. Kyk wat sê Deuteronomium 19 vers 15. Hy sê een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde, by enige misstap wat hy begaan het nie. Op die verklaring van 2 getuies of op die verklaring van 3 getuies sal 'n saak van krag wees. Nou, as mense op aarde vandag, sien ons, as ons kyk na hierdie 2 gelowe, is die getuienisse teenstrydig. So ons het 'n derde getuienis nodig om te bekragtig wat die waarheid eintlik is. En ons gaan vanaand na hierdie getuienisse kyk. 6 getuienisse wat sê, Jesus is die seun van God, en hulle het direkte kennis van hom gehad, direkte verhouding met hom gehad. En kom ons kyk na hierdie 6 vanaand. Die eerste ene van die 6, is, as jy kyk na die skrif, nee, Nuwe Testament veral, is die apostels. Die apostels het 'n baie nou verhouding met Jesus Christus gehad, nee. Oor en oor getuies, kan ons maar sê. Hulle het saam met hom geloop van die begin van sy bediening, regdeur sy dood en opstanding en die evangelie verder versprei tot waar ons dit in Handelinge sien uitloop en tot waar ons dit vandag het. So hulle het hom gehoor sê, ek is die seun van God. En omdat hulle dit gehoor het, het hulle gesê, daarom skryf ek vir julle hierdie dinge. Johannes 21 vers 24, aan die einde, selfe Johannes skrywer, aan die einde van sy evangelie skryf hy, dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê, en dit beskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Ons het 'n vorige keer in 'n preek, hierdie jaar, het ons apologeties gekyk, nee, na hierdie ding van waarheid, en ons het gesê, die apostels is een van die betroubaarste bronne, as dit kom by die seun van God, omdat hulle so naby aan hom geleef het, en omdat hulle lewe gegee het, vir hierdie feit, dat hy gesê het, hy is die seun van God. En dit is 'n baie groot ding om te sê, maar ek het gehoor, hy sê hy is die seun van God, en ek sal my lewe daarvoor aflê. 1 of 2 mense kan dalk mal wees, en sê,
ek is seker dat hy het gesê het nie, en ek sal my lewe gee daarvoor. Maar baie mense het dit gedoen. Baie mense het hulle lewens verloor vir die feit dat hy gesê het, hy is die seun van God. Hulle het dit gehoor, hulle het dit geglo. Aan die einde van 1 Johannes, 5 vers 13, selfde. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Eerste getuienis. Die tweede getuienis, as jy gaan kyk na die evangelies, is Jesus self. Hy het aanspraak gemaak daarop dat hy die seun van God is. En een voorbeeld, en ek gaan nie nou aanhaal nie, want dan gaan ons weer van die preke wat ons ook aangehaal het voor hierdie jaar, weer doen. Net een aanhaling wat dit vir jou bewys dat hy aanspraak maak daarop en dat hy werklik was, en geskiedenisboeke dui aan dat hy is wat Jesus die seun van God was, en hy sê in Matteus 26 vers 63, toe die hoëpriester vir hom sê, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die seun van God? Jesus antwoord hom, dit is soos hy sê. Nou kom ons by 1 Johannes 5, ons gaan so fokus so 'n bietjie in. 1 Johannes 5 praat van die water en die bloed en die gees wat getuig. Kom ons kyk gou na die water en die bloed en daarna na die gees se getuienis en dan nog een baie betroubare getuienis. 1 Johannes 5 vers 7 en 8 staan daar is dus 3 wat getuig. Die gees en die water en die bloed en die 3 se getuienis stem ooreen. Wat beteken dit dat ons sê water en bloed? Nou, gemeente, daar is verskillende opinies oor wat dit beteken. En ek gaan vir jou die opinie gee vanaand wat die meerderheid teoloë sê, dis wat die water en die bloed beteken. Bo die ander wat nie so gewild is nie. So meerderheid teoloë is dit eens dat die water en die bloed na Jesus se bediening op aarde wys. Nou volg hy hierdie logika. Want Johannes sê, hy's besig om te sê, maar kyk hoe baie getuienisse is daar wat sê Jesus is die seun van God. So hy sê die water en die bloed wys heen na Jesus se bediening op aarde. Dit wys oor sy inkarnasie. God het mens geword, nê. En ons sien dit by sy doop, nê, die water wat aan die doop wys. Daarso is dit bekragtig dat hy die Messias is, nê. Dat hy die regte egte hoëpriester is, nê, die ware en ewige hoëpriester is. Hy is gedoop en by die doop het wie gepraat deur die wolke? Die Vader, nê. Dis my geliefde seun. Ek gaan dan weer vir jou sê. Die Heilige Gees het dit kom bekragtig, nê. So die water getuig dat Jesus die seun van God is by sy doop. En dan as ons begin praat oor die bloed, dan gaan dit oor sy kruis, oor sy dood, want by die kruis, as ons praat van die bloed, dan was daar 'n klomp dinge wat daarmee gepaard gaan. Een van hierdie goeters is die feit dat profeseë vervul is wat sê die Messias gaan sterf en hy gaan ly en hy gaan opstaan. Dit het gebeur. Die tekens wat gepaard gegaan het met sy dood, is nog 'n getuienis daarvan. En die laaste ene is die feit dat hy die dood uit opgestaan het en dat meer as 500 mense daarvan kan getuig, aan wie hy op 'n paar enkele of individue verskyn het en dan 500 mense te gelyk op een slag. En dan die Gees. Dis iets wat ons, ek dink, soos die Engels sê, underplay. God is Gees. Hy is nie 'n leenaar nie. Ons kan en moet die Gees se getuienis aanvaar. En hier's die ding, nê, as hy sê die Gees getuig saam met die water en die bloed, die Gees was daar gewees by die doop. Ons het dit gesien, ons het dit gesê vroeër hierdie jaar, nê. Die Gees was betrokke by die doop van Jesus Christus. Hy was betrokke by die dood en opstanding van Jesus Christus. Hy getuig saam met die bloed en die water, nê. Maar ons sien ook sy effek van getuienis verder, nê. Ons sien dit met Pinkster. Hoe mense, apostels, begin getuig van Jesus is die seun van God. Ons sien dit in die eerste gelowiges, daai eerste navolgers van Jesus, hoe daai evangelie soos 'n veldbrand begin versprei het in Klein-Asië in. Ons sien dit deur die eeue heen, deur gelowiges. Ons sien dit deur jou wat vanaand hier sit. Dis die Gees wat daai getuie in jou is en wat dit lewend maak. Ons sien dit in die woord, die Gees is moes die skrywer, hy het dit geïnspireer wat sê Jesus is die Here. En dit is daai innerlike getuienis waarvan ons hierso praat. Daai innerlike getuienis wat God vir ons gee, wat sê, maar omdat jy die innerlike getuienis het, omdat jy die Gees binne in jou het wat hierdie feite, hierdie kennis wat ons so hoor, lewend maak, daarom is jy ook 'n getuienis. En kom ek wys gou vir jou. Omdat dit 'n innerlike getuienis is, maak die Gees feite en kennis lewend. Ek wil gou vir jou 'n voorbeeld verduidelik. Ek hoop jy verstaan dit.
As jy vir my moet vra, Reinhold, hoekom is jy 'n Christen? Kan ek vir jou een van twee antwoorde gee. Nommer 1 is, ek kan vir jou sê, ek is 'n Christen want die Bybel vertel vir my die waarheid. Dis een opsie. Of jy kan sê, of ek kan vir jou sê, omdat die Heilige Gees my oë oopgemaak het om Jesus as seun van God te erken, om dit te glo en daardie waarheid lief te hê. Ek bou my lewe daarop. Kyk 'n bietjie die verskil, nee, want dis wat Johannes hierso probeer deurgee, nee, die tweede antwoord. Wat sê, dis wat die Gees in ons doen. Jy kan, onthou net bietjie, die sonde het gemaak dat ek en jy nie die waarheid lief het nie, of nie die waarheid wil raak sien nie. Nee, ons is blind gemaak vir die waarheid. So jy kan na feite, kennis, kan jy kyk. En dit gaan vir jou net feite en kennis bly, maar die Gees se werk binne in jou maak dat daai feite, kennis begin lewend word. Maak dat daai waarhede deurgepuls word na jou hart toe. So die Gees maak jy goed lewend en hy getuig daarvan. En die laaste getuie, 6 getuies in geheel. Die laaste getuie is die Vader self. Ek dink nie ons kan 'n groter getuienis kry as dit. Die Vader wat self sê, jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. By sy doop en by die verheerliking op die berg, jy is my geliefde seun. Luister na hom. In Johannes 5 vers 9, dan sê Johannes, ons aanvaar mense se getuienis, nee, en ons doen. Jy wat prokureurs is, of wat in die howe werk, ons aanvaar mense se getuienis. Hoeveel te meer die getuienis van God, want is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy seun. So vanaand het ons nou gesien, baie duidelik, want ons ken die Christen geloof, en jy het nou vanaand iets van die Islam geloof leer ken, sien ons 2 teenstrydige getuienisse. Jesus is die seun van God? Nee, hy is nie, hy is 'n profeet, sê die Islam. So, ons mense getuienis is nie genoeg nie, want dit is teenstrydig, maar as God self in die getuienisbank inklim en sê, luister, dis my seun hierdie. Ek ken hom. Ek leef van alle ewigheid af nog saam met hom. Is dit 'n uitgemaakte saak? Jy kan dit maar glo, want God is nie 'n leienaar nie. Titus 1 vers 2. So daar's, as jy nou kyk, daar's seker nog meer. Ek dink 6 vir vanaand is genoeg. 6 getuienis wat sê Jesus is die seun van God. Uit die Bybel uit oor genoeg getuienis om dit te kan sê. Maar hier is die ding. Johannes sê vir ons in nie minder nie as 2-3 verse. Dit is so duidelik dat jy het hom nodig. Jy het vir Jesus Christus nodig. Die getuienis het implikasies nie. Wat is die implikasie van hierdie getuienis? Is die lewe, nee, die realiteit, nee. Dit wat die lewe eintlik oor gaan, is Jesus Christus. Of Jesus Christus is die lewe en jy het hom nodig meer as enigiets anders in hierdie wêreld. As hy die lewe is, soos wat Johannes sê, dan sal jou toekoms, jou lewe, jou bestaan leeg wees sonder hom. So die getuienis het baie groot implikasies, nee, want as jy Jesus Christus het jy die lewe, het jy gemeenskap met God, onthou jy daai preek van die dans, nee, met die drie eenheid, God deur Jesus Christus trek jou in hierdie dans in as deel te wees van hierdie wonderlike verhouding waar hy in ewigheid en in volle gemeenskap, fellowship van nog ewigheid af met die Seun en die Heilige Gees het, wil hy jou intrek en deel maak daarvan. Maar as jy sê Jesus is nie die seun van God nie, het jy nie net alleen nie die lewe nie, maar jy sê God, hy is 'n leienaar. Nee, dit is so. As jy vir 'n storie vertel oor 'n ongeluk wat gebeur het, as jy vir 'n ongelukstoneel moet verduidelik en sê ja, maar dit is 'n kar en dit is 'n ongeluk gewees en dit was baie erg. En ek het twyfel in en ek sê vir jou ek glo jou nie. Dan sê ek mos jy jok. Jy het nie die feite weet nie. Dis 'n ander storie. Verstaan jy hoe groot die implikasie is van ongeloof? Dit is groter as enige vigs, kanker, polio, motorongeluk, vliegtuigramp. Dis goed wat ons fisies doodmaak. Maar ongeloof is iets wat jou geestelik doodmaak en dit het 'n baie groter effek as enigiets anders.
Nou is die vraag, as jy hom moet hê, en hy die lewe is, en ons sê dit, en hy is die seun van God, waar kry jy hom? En ek dink, hier is die een enkele ding, wat ons geloof so mooi maak, so uniek maak, dat as jy dit hoor, dan kan jy nie anders as om te sê, Here, U is die seun van God nie. En dit is om te besef dat as God sê, hy gee dit vir jou, dat jy dit gelowig sal ontvaar. Luister die beredenering hier agter, nee. En dis wat Christendom uniek maak, 1 Johannes 5 vers 11, en ek sê dit vir jou daar, en die getuienis behels dit, God het ons die ewige lewe gegee. Dit is geskenk. En die lewe is deur sy seun. God wil so graag in 'n verhouding, in 'n lewende verhouding met jou wees, want sonde het gemaak dat ons nie in 'n verhouding met hom is, Dat God self besluit het, my seun, my geliefde seun, gaan ek aarde toe stuur, hy gaan nog steeds God wees, maar hy gaan mens wees, en hy gaan sterf aan 'n kruis, sodat jy in 'n nuwe verhouding met God geplaas kan word, en jy, of geplaas kan word, en jy kan niks doen om dit te kry. Niks. Dit is mooi, julle. Dit is 'n God wat naby is. Dit is 'n God wat jou wil nader trek en wil intrek en sê, omdat ek vir jou verlos het, omdat ek vir die geloof gegee het, antwoord net in geloof op wat ek vir jou oor wat ek vir jou vra, En dit maak in teenstelling met 'n geloof soos Islam. En ek sê dit regtig met 'n nederige houding, maak dit dat ons 'n God het, God die enigheid wat naby is, wat geken wil word, Anders teenoor 'n God wat nie geken wil word nie, wat ver is en wat sekere reëls goed afdwing op 'n mens. Het nie dit nie. En dis wat dit so mooi en so uniek maak, As jy glo dat Jesus die seun van God is, het jy die innerlike getuienis in jou hart. En jy kan op jou beurt weer deel word van 'n groot gros geloofsgetuienis wat getuig. Jesus is die seun van God en in hom het ek die lewe. Nou as ons praat van getuienisse, net laaste paar punte. Hoe getuig ek nou teenoor iemand van die Islam geloof? Net 'n paar praktiese dinge oor hoe jy hulle kan en moet benader, en ek sê weer, daar's baie, ek skaf jou hierdie boeke aan, lees dit, dis ongelooflike goeie stof. Ek gaan met 'n paar dinge met jou deel oor hoe getuig jy teenoor 'n moslim. Net 10 punte kortliks. Eerste een is, ken die woord van God. Moslim gelowiges of moslim mense hulle is mense van die boek. Hulle hou van feite. Wanneer jy met iemand praat eerder individueel met hulle as in 'n groot groep mense. Hulle het geneig om sleg te lyk. Wanneer jy met hulle praat in 'n groot groep mense en omdat hulle so 'n geloof is wat amper half, as jy nie deel van hulle is nie, eenkant geskei word in families, is dit baie moeilik om in 'n groep met iemand te praat. Individueel is beste. Jy het vanaand gehoor, fokus op Jesus Christus, Dis die evangelie, dis uniek van ons geloof. Praat met hom om te sê, maar dit is nie net nog 'n godsdiens nie, dit is 'n persoonlike lewende verhouding met God. En dis mooi, want hulle het nie so iets. Wees geduldig en bly bid. Hoor gou hierson. Vir 'n moslim wat groot geword het in 'n moslimhuis, wat groot geword het dat God net een is en dat hy nie enige partners het nie. Dat Jesus 'n profeet was, dat hy nie die seun van God is nie en dat die drie-eenheid nie sin maak nie. En hulle sê goed soos, maar hoe kan 'n vader toe kyk hoe ander mense sy seun doodmaak? Sal jy dit doen? Vat dit ongelooflike baie geloof en ongelooflike baie tyd en gebed vir so iemand om te kan draai. Hanteer die Bybel met respek. Vir hulle is dit 'n baie groot ding. Hulle hou die Koran bo hulle heup, of hulle sit hom op die hoogste rak as 'n teken van respek. En nog 'n ding is, dis vir hulle 'n teken van disrespek as jy in die Bybel of in die Koran skryf. Net 'n praktiese ding om hulle oor te wen. Onthou Paulus sê, vir die Jood het ek 'n Jood geword. Nou nie 'n moslim word nie, maar hê respek vir hulle. Nog een wat eintlik shocking is, maar moenie 'n moslim kerk toe bring voor hy reg is nie. Hulle kultuur, hulle geloof is van die aard dat hulle sal dit verloor as hulle sien mans en vrouens sit by mekaar.
Jy gaan hom nie wen nie. Het is beter om hom eers in 'n Bybelstudiegroep of in 'n informele byeenkoms in te trek. Moenie argumenteer nie. Stimuleer denke. Laat die Gees die werk van daar verder doen. Nou as hy weggestap het van hom af en jy het vir hom getuig dat Jesus die Seun van God is en jy het sy denke gestimuleer. Laat dit aan God oor. Dat daai goeders insink in sy kop. Wees gereed om groot besware te kan hanteer. Goed soos byvoorbeeld waar hulle baie ernstig is en julle die moslim geloof word getrein, kan mens maar sê, teen Christendom. So hulle ken die besware. Hulle ken ons Bybel. Hulle kan vir jou sulke goed aanvat en sê maar daar sê jy dit. So ek moet die woord ook ken ook die moslim geloof se dinge. Maar wees gereed om groot besware te kan hanteer. Waarvan die grootste, die drie-eenheid is, die Bybel, Jesus is die Seun van God en 'n Vader sal nie toelaat dat sy seun doodgemaak word nie. Tweede laaste een, wees nederig. Moenie met 'n oorwinningshouding, 'n militante of 'n negatiewe houding praat nie. En die laaste een is dis nie waarvoor Islam staan nie, maar dis net 'n akroniem. I shall love all Muslims. Net om vir hulle lief te wees, hulle vriende te word en die Gees toe te laat om ook in hulle harte die getuienis van Jesus is die Seun van God te kan aanvaar. Ek meen as jy vanaand kyk na 'n geheel, dan is dit duidelik dat die moslim geloof 'n soort benadering het, nê. Dit gaan oor reg doen, dit gaan oor gehoorsaam aan die wette, ek moet reg leef, het ek 'n fout gemaak, hier skryf 'n engel iets in die boek op. En dit is 'n harde geloof. En jy sien ding, omdat ons, as jy afhanklik is van hoe jy doen, ons mense sak in dit. Ons is nie goed daarmee nie. Die gevolg is, dat ek dink nie een van ons in die hemel sal beland as dit daarvoor was nie. Ons as Jesus navolgers het 'n omdat benadering. Dis twee verskillende gelowe. Hou aan getuig, dat Jesus die Seun van God is, want as jy dit verstaan, maak jy lewe sin, en vind jy rus in hom. Amen. Here ons God, dankie dat ons vanaand net weer die geloofsversekering kon kry. Uit die woord uit, dat ons dit nie uit onsself het nie. Dat ons niks kan doen nie. Dat U vir ons in U genade 'n omdat benadering gegee het en dat ons hierso kan sit vandag as seuns en dogters van die lewende God. Omdat Jesus Christus, U enigste seun, ons ingetrek het, sodat ons in 'n lewende verhouding met U kan staan. Vader, ons wil daarvan getuig. Ons wil dat dit in ons harte inkom en sodat dit 'n vreugde en 'n blydskap in ons lewe sal wees. Ook as ons hier uitstap, dat ons hier uit sal huppel. Here, nie uit 'n hoogmoedswaan waar ons neerkyk op ander gelowe of vanuit 'n posisie waar ons sê maar ons is uniek en bevoorreg en ons wil niks daarmee verder te doen hê nie. Maar dat U die getuienis waarvan oom Leonard ook vanaand gepraat het en waarvan elkeen getuig het vanaand hierso, dat dit sal vlam vat en dat ons met hierdie hoop wat in ons leef, U verwag van ons dat ons sal getuig oor die hoop wat in ons leef. Dat ons dit sal vat na 'n wêreld toe wat so honger is daarvoor. Vader, U het vir ons hierdie geloof en hierdie genade gegee. Here, en as ons moet kyk na ons lewe, dan moet ons elkeen vir onsself afvra en ons wil vra dat U Gees dit in ons sal bewerk ook, oor of ons regtig die genade verstaan. Kan dit gesien word in die manier hoe ek leef? Ons hoor van Anton wat vir ons sê hoe mense wat tot bekering kom in die Christendom afgesit word deur gelowiges se lewenswyse en sê maar hiervan wil ek nie deel wees nie. Vader, maar as ons lewe leef soos wat U van ons vra om te leef, mag dit so wees dat mense ons aan die mou sal gryp en sê maar ek wil saam met jou gaan. Wys my, leer my. En dat ons saam met hulle sal bid, dat U Gees hulle oë sal oopmaak om U woord te hoor en te vat. Vader, mag dit duidelik word in hoe ons as gelowiges by mekaar kom, ook in ons byeenkomste, of in ons geloofsfamilies, of in ons verbintenisse wat ons maak met 'n Bybelstudiegroep, of met 'n mentor waar ons in die geloof met mekaar gesels. Sodat dit sal waar en deel sal word van 'n geloofslewe waar ons uit dankbaarheid net vir U sê dankie vir wat U vir ons gedoen het. Vader, ons het hierdie week bekommerd
gesit met die politieke stand in ons land. Vader, ons sien SMS'e wat rondvlieg oor hoe ons net moet nog meer bid vir hierdie land van ons. Hoe ons by U kan kom pleit dat U vir ons sal intree. Vader, bewaar ons, maar gee dat ons nie net sal sit en wag om te sien totdat die politici iets doen nie, maar dat ons elkeen 'n impak sal maak in die gemeenskap waar ons leef. Want die stad se belange is ook U belange, en omdat dit U belange is, moet dit ook ons belange wees. Geef ons hoop vir hierdie land, Here. Geef ons blydskap, sodat ons blydskap in die Here is, en nie dat ons geluk afhang van hoe dit gaan met ons politieke situasie in die land nie, want dit wissel, Vader. En dan wanneer dit af is, dan val ons geluk ook. Maar Here, dat ons blymoedig sal bly wees in die Here. Dis wat U van ons vra, as ons kyk na Filippense. Ons wil kom intree vanaand vir Gracie Park se gelowiges, Here, wat op die voorfront is van verskillende gelowe. Ons sien die moskees op die vlaktes, hoe dit opskiet. Ons sien hoe hulle daagliks gekonfronteer word met argumente, en ons wil vra dat U hulle geloof sal bly behou, dat ons vir hulle sal bly intree, sal bly bid, sodat U Gees ook daar sal wees, en dat die gelowiges daar sal saam staan, o Vader, om 'n getuie te wees van liefde, van 'n God wat naby is, wat ons kan ken. Ons sê vir U dankie daarvoor, en ons prys U groot naam. Vader, baie van ons broers en susters gaan onder geweldige vervolging. Ons sien hoe mense se kele afgesny word. Ons sien hoe mense geskiet word, net oor dat hulle in U glo. Ons bid dat hulle die geloof sal behou, en dat U hulle sal omsien, en dat U hulle hand sal vashou, ook in daardie tyd. Here, U het vir ons hierdie geloof gegee. Dit kom van U af. Ons het dit vanaand weer gesien. Christus is die lewe, en U het die lewe vir ons gegee. Vader, as dit nie genoeg is nie, as dit nie die ding is wat ons lewe verander nie, dan weet ek nie wat sal dit wees nie, want dit is die mooiste ding op aarde, en ons prys die groot naam daarvoor, en ons bid hierdie dinge, in die naam van Jesus, die Seun van God. Amen.